Baie dankie, dis kragtig om so saam te bid, so kom ons hou aan bid ook, en ek weet ons kan natuurlik hy lysie baie uitbrei, so die Heilige Gees lei ons ook vir wat ons moet bid, maar ons is 'n biddende gemeente, en ons leer altyd vir ons vennote, wat doen 'n vennoot? Daar's 4 goed wat ons doen, en nommer 1 bo-aan is bid. Kom ons bid vir hierdie familie, kom ons bid vir hierdie visie, en hierdie droom wat die Here vir ons gegee het. Nou, ek wil vanoggend sommer net so met die begin van die woord, begin net optel. Die eerste 3 weke van die kwartaal het ons gepraat oor die tema verbeel jou. En ons het gepraat oor, as God na kerk kyk, wat sien hy? Wat is sy droom met kerk? En ons het vir die Here gevra, Here, of ek nou 10 jaar in die kerk is, of 'n maand, of 30 jaar, of 40 jaar, kom wys ons, kom leer ons weer. Geef vir ons, soos Paulus sê, verligte oë van verstand. Want alles van u is lewe. God is lewe. So as God 'n prentjie het oor iets, gaan dit lewe wees. Wys vir ons weer die lewe wat u het met die plan van die kerk. So vinnig, ons het gesê, die beelde waarna ons gekyk het, God sien die kerk as 'n ekklesia. Mense wat hy uitroep, mense wat hy afvaardig om te sê, gaan wys vir die wêreld, hoe lyk my koninkryk. Dis ons. En dan saam met dit, hierdie mense, hierdie ekklesia, gemeente, dis die woord wat Jesus gebruik het, dis ekklesia, vir kerk, gemeente, is nie sommer net 'n beweging nie, ons is 'n familie. Ons is 'n familie wat aan hom behoort, aan mekaar behoort, wat mekaar ondersteun. Daar's so iets so 57 mekaar begrippe in die Bybel. Baie kere dink ek, as ek nie daai begrippe, die ontvangkant van dit in my lewe gehad het nie, hoe sou my lewe wees? Net die feit dat mense vir my bid, mense vir my verstaan, mense my help om my laste te dra, mense vir my omgee, is 'n groot waarde in my lewe. So dis 'n familie. En dan het ons laasweek gesê, God het ons gekies as sy tempel. Sy gees woon nou nie meer in 'n tempel, aardse tempel of 'n tabernakel nie, of in 'n tent nie. Dit woon nou in ons. En dis hierdie familie, hierdie ekklesia, hierdie tempel wat God stuur in die wêreld in, om dan die wêreld te vul met sy teenwoordigheid. Nou vir die volgende 6 weke van hierdie kwartaal gaan ons verder oor dit praat. Ons gaan ook Woensdag afskop, soos ek reeds gesê het, in ons groepe, om te sê, hoe lyk dit prakties? As ek nou verstaan, ek is deel van die ekklesia, die familie en die tempel, ons gaan vanoggend na nog 'n beeld kyk, maar hoe leef ek dit prakties uit? Hoe lyk dit prakties? En ek wil jou vra om in hierdie tyd saam te droom, om regtig te sê, Heilige Gees, dis nie net 'n cliché nie, ek wil regtig droom, ek wil regtig u gedagtes hê. Paulus sê, bedink die dinge wat daar bo is. Droom groot, begin klein. Nou vanoggend ek sommer net 'n eenvoudige beeld hier, dat jy dit net kan sien en kan onthou. So hierdie is 'n spekboom. Nou spekbome is wonderlik, ek weet nie of jy dit weet nie, maar jy breek sommer net so 'n stukkie tak af en jy druk hom in die grond en dan groei hy. So 'n spekboom is iets wat maklik groei. Maar hierdie spekboom kan nog baie groter raak as ons hom uitplant. Maar weet jy dat hierdie groot spekboom het ook iewers so klein begin? Hierdie spekboom was ook so klein gewees. En hy gaan nog baie groter raak. So vanoggend sommer net 'n eenvoudige beeld om dit te sien, dat iets wat groot is, iets wat mooi is, begin iewers. Dit begin iewers klein, en dis hoekom Jesus ook gesê het, die koninkryk van God is soos 'n mosterdsaad. Ek wens ons kon dit vanoggend wys. 'n Mosterdsaadjie in 'n groot mosterdplant of boom. Nee, dis die kleinste saad wat 'n mens kan kry. So groot drome begin klein. Ook God se groot droom oor sy kerk het klein begin. As jy dink, Jesus het met 12 disippels begin. En toe is die eerste kerk gebore, waar 3000 mense tot bekering gekom het. 'n Groot droom wat God het en wat klein begin het. En dis waaroor ons in hierdie tyd gaan praat. Ons gaan sê, hoe lyk dit as ek prakties dit wat die Here sien, begin uitleef en dit begin doen? Maar voor dit,
is daar 'n ander groot belangrike vraag wat ons vanoggend moet antwoord. En ons en hierdie is nie moeilike goed nie, maar dis sulke lewensveranderende goed. Die eerste ding wat ons vanoggend moet vra, voor droom groot begin klein is, sien ek myself regtig ingesluit? Sien ek myself regtig as deel van dit wat God sien? Sien ek myself as ingesluit by Ekklesia? Kan ek sê, dis deel van my lewe, dis ook my sien, dis my lewe. My lewe is Ekklesia. Ek sien myself ingesluit, my lewe is familie. Ek is deel van God se familie because it's going to bring life to my life. Ek sien myself as die tempel van die Heilige Gees saam met die groot tempel van die kerk. Ek sien dit. Hoekom is dit vanoggend so 'n belangrike vraag? Het jy al agtergekom, as jy jouself as deel sien van iets, of as jy jouself ingekoop sien in iets, dan verander dit 'n klomp goeters. Dit word anders wanneer jy ingesluit is by iets, ingekoop is in iets, as wat jy net van 'n afstand na dit staan en kyk. En toe kan die gedagte dink, toe dink ek sommer nou so 'n bietjie aan my seun, so as my stem vanoggend gly, wees maar net genadig met my. Ek het hom Vrydag in die Kaap op die vliegtuig gesit, Hong Kong toe. So die man gaan daar rugby speel, het gister daarso geland. So daar was die naweek al baie trane. So almal van julle wat kinders oor see het, julle weet hoe dit voel, nê? Nee. Wie's julle? Kan ons vir julle bid? Kom kniel uit saam met my asseblief. Dat ons net bid. So, maar ek is goed vir oggend. Maar toe dink ek so 'n bietjie aan my seun. Hy is nou 'n rugby speler. Vir my is rugby een ding. Ek hou van rugby, maar ek kyk rugby en dan beleef ek daar terwyl ek na die game kyk 'n klomp goed en na die tyd praat ons nog so bietjie daaroor en dan is dit klaar. Dan gaan ek aan met my lewe. Maar vir hom is dit anders. Dis sy toekoms, dis sy droom. Hy eet, slaap, hy alles rugby. Nee, hy's ingesluit by hierdie ding wat ons rugby noem. So ek beleef rugby op 'n sekere manier deur na dit te kyk. Hy beleef dit op 'n heeltemal 'n ander manier. Hy beleef ander dinamikas. Hy beleef 'n ander stuk vervulling oor rugby. Hy's baie ernstig oor rugby as ek wat van die paviljoen af sit en kyk. En hier is die beginsel vir oggend. Wanneer jy ingesluit is, dan sien jy goed anders, maar jy neem ook anders deel. En dis so belangrik vir hierdie 6 weke om te sê, Here, ek het gehoor in die vorige reeks, want God kom leer ons deur sy woord. Ek het gehoor hoe sien u kerk en u het 'n plan met kerk. En ek sê ja vir dit. Ek sien my as deel van dit. Omdat ek gered is ek ook geroep. Omdat ek gered is ek ook ingesluit by God se plan met sy kerk. En ek sê in hierdie tyd ja, want ek wil die vervulling van dit beleef. Ek wil die krag van dit beleef. Ek wil die plan in aksie van dit beleef. Ek wil sien dat dit gebeur. Droom groot, begin klein. Nou dis baie interessant in die skrif. Ons werk hierdie jaar met die Korintiërsbriewe. Nou dis baie interessant. Paulus, as Paulus praat oor redding en oor roeping, is dit nie vir hom 2 verskillende goed nie. Dis vir hom een ding. Paulus skryf, ons praat nou hierdie jaar baie uit hierdie briewe uit, en ons het hierdie skrif al so baie gelees, maar ek gaan hom weer vir jou lees, want dis hoe ons leer. Paulus skryf vir die Korintiërs. Nou die Korintiërs gemeente, toe hy vir hulle begin skryf hy vir hulle omdat hulle goed van die pad af was. Daar was klomp goed verkeerd gewees in daai gemeente. Maar hy begin die brief, hoor wat sê hy vir hulle, Paulus, deur die wil van God, 'n geroepe apostel van Christus Jesus, en die broer Sostenes, aan die gemeente van God in Korinthe, wat in Christus Jesus geheilig is deur God, geroepe heilig is, saam met almal wat op elke plek die naam van ons Here Jesus Christus aanroep, hulle Here en ons Here. Regtig, Paulus? Die goed wat jy gehoor het van hierdie mense, maar hoor wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle, julle is, onthou gou, ek herinner julle, julle is Ekklesia. Julle is gemeente, dis die woord vir gemeente, Ekklesia, julle is uitgeroepenis. God het julle gekies om vir die wêreld sy koninkryk te wys.
Hy noem hulle geheiligdes, hy noem hulle geroepe heiligdes. Wat beteken dit is iets geheilig is? Dis afgesonder vir iets spesifiek. Die goed in die tempel was altyd met bloed besprinkel. Dit was geheilig, dit was afgesonder. Ons is deur die bloed van Jesus gewas, geheilig, afgesonder. As hulle in daai tyd gepraat het van broer, soos die broer Sostenes, was dit eintlik 'n manier van aanspreekvorm ook vir die hele familie. So Paulus gebruik hierso familietaal. En dan begin Paulus te praat en hy sê, wat is God se plan met sy kerk? Die Korintiërs gemeente, julle moet dit sien. So hy begin hierdie brief deur te sê, God het ons deel gemaak deur sy kruis, deur sy opstanding van sy familie, van sy gemeente. Hy het ons geheilig, hy het ons geroep. Hoekom? Sodat die aarde gevul kan word met sy heerlikheid. God het 'n plan met hierdie 3 beelde waar ons gepraat het. Dis hoekom Jesus ons leer bid het, sy disippels leer bid het. Laat u koninkryk kom soos in die hemel, net so op die aarde. Dink gou daaraan. God se plan was altyd gewees. Hy het die mens in sy beeld gemaak. Die mens is 'n beeld van hom. Hy het die mens gemaak om die aarde te vul met sy heerlikheid. Daar's 'n sondeval, so dit was altyd God se droom. Dit was altyd God se droom gewees. Van daar begin dit in Eden. Toe's daar 'n sondeval, wat doen God toe? Toe word dit 'n belofte. En reg deur die Ou Testament sien ons hoe God hierdie belofte herhaal. En dis 'n kernskrif vir ons in Doxadeia, Habakuk 2 vers 14. Die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die water die see oordek. Dis die groot droom waarvan ons praat. Dis waaroor God droom, dis waarmee God besig is. En dis hoekom Paulus hierdie brief so begin. Paulus sort hulle nie uit nie. Hy begin hierdie brief deur vir hulle te sê, God het julle geroep. Julle is geheilig, come on. God het julle geroep, julle is geheilig, julle is sy familie, God het 'n plan met julle. En daarom vir Paulus is redding en roeping nie 2 verskillende goed nie, dis een ding. Paulus sê vir hierdie mense, God het nie net iets vir julle gedoen nie, God het nie net iets in julle gedoen nie, maar God het iets met julle gedoen, of God het iets aan julle gedoen. Dis hoekom Paulus hier sê in daai gedeelte, elkeen wat die naam van Jesus aanroep, elkeen van julle, elkeen wat sy naam aanroep, en ons noem dit verskillende goed, nee, ons noem, ek het my hart vir die Here gegee, ons noem dit, ek het tot bekering gekom, ons noem dit, ek het my lewe gedraai, ons noem dit, ek het tot wedergeboorte gekom, maar dis wat Paulus hier sê, elkeen wat die naam van die Here aangeroep het, is nou ook geroep. Redding en roeping is so in mekaar in verweef. Ek kan nie sê, ek is gered, maar ek is nie geroep nie. Dis God se genade. God se genade het ons gered, maar God se genade bemagtig ons ook vir iets. Nou wanneer jy dit besef, Here, ek is gered, ek sien myself as ingesluit, wat doen dit? Dit maak ewe skielik dat jy anderste begin dink. Jy begin ook anders te dink oor jouself. Jy begin te dink, ek is geroep, ek is geheilig, ek is ingesluit. God het 'n plan met my lewe. God wil die aarde vul met sy heerlikheid en roeping begin te verander hoe jy dink, maar dit begin ook ewe skielik verander hoe jy leef. En dis hoekom Paulus vir ons bid vir verligte oë van verstand, want die wêreld ruk en pluk en trek ons in alle rigtings vir ons aandag. En hoor wat is die volgende ding wat Paulus sê. Hoor gou mooi in daai selfde hoofstuk, hy sê vanaf vers 26, hy sê, broers, weer eens familie van God, slaan ag op julle roeping. Slaan ag op julle roeping. Gee aandag aan julle roeping. Van die woorde wat daar gebruik word in die oorspronklike taal is gee aandag, onderskei, verstaan, kry begrip, kry insig. Slaan ag op julle roeping. En dan sê hy, menslik gesproke, is daar onder julle nie baie wyses nie. Of hy so 'n bietjie 'n babbelbars. Hy sê, daar's nie baie invloedrykes nie. Hy sê, of daar's nie menslike van aardelike afkoms nie. Maar hoor wat sê hy dan, maar die dwaashede van die wêreld het God uitgekies om die wyses te beskaam. En die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te beskaam. Dit wat vir die wêreld lyk, dis sommer dwaas.
gaan God gebruik om iets te doen. Dit wat vir die wêreld lyk as, daai ding, hy's te klein, hy's te swak. God gaan dit gebruik om die sterkes en die wêreld te beskaam. So soos net daai versies lees, dan hoor ons iets van God se wysheid, God se krag, die manier hoe God se krag werk, die manier hoe God se wysheid werk. Dis anderste as die wêreldse. En wat sê Paulus nog hierso? Hy sê God het met julle 'n plan, God gaan iets doen. Hy sê julle moet agslaan op dit. En dan sê hy, God kies ons nie op grond van ons vermoëns nie. Dis nie ons vermoëns wat die aarde gaan vul met sy heerlikheid. Nee, Paulus sê hierso, God kies gewone mense. Korintiërs, gewone mense, mense wat self swak is, gebruik God vir hierdie droom. En dis my eintlik so 'n stuk verligting, nê. Want baie keer kyk ons na onsself, dan dink ons, Here, die aarde vul met u heerlikheid. Hoe gaan ons dit doen? Of jy kyk na jouself en jy besef, hoor jy, ek het nie dit, ek het dit nie, wat dit vat om hierdie droom te sien realiseer nie. En dit is die bevrydende ding wat Paulus hier sê. Hy sê, God gaan dit doen, nie ons nie. Nie ons vermoëns nie, maar God gaan dit doen. Iemand het een keer gesê, God does not choose the qualified. He qualifies the chosen. So ek wil hê jy moet vanoggend sommer dit net ook beleef. Baie mense voel hulle is nie goed genoeg om 'n roeping uit te leef nie. En die vyand se stem is daar om vir jou te sê, wie is jy nou? Wat dink jy kan jy gee? Wat dink jy kan jy doen? En dis juis wat Paulus hier kom sê. Hy sê, dit diskwalifiseer ons nie. Dis juis op daai plek wat die genade van God die bonatuurlike begin doen. Wat jy kan terugstaan en kyk en net sê, ek weet nie. Dis die Here. Dis die Here. Al die eer aan hom. Al die eer aan hom. Vanoggend daar in ons kring toe ons gebid het, toe sê iemand dit so mooi. Dit begin alles met ons beskikbaarheid. So kom hierdie vraag so belangrik. Sien jy jouself ingesluit? Sien jy jou lewe as gered, daarom ook geroep? Dit begin met beskikbaarheid. Dis kom Paulus sê, slaan ag op julle roeping. Verstaan hoe hierdie roeping werk. Verstaan hoe hierdie roeping werk. God gebruik mense wat self swak is. Dit wat vir die wêreld dwaas lyk, dit gebruik God. Verstaan, slaan ag op hierdie roeping. Onderskei wat God se plan is met die kerk en dit gaan jou help om te kan deelneem aan hierdie groot droom. Daar's nog 'n beeld wat ek vanoggend vir jou wil gee om jou te help om te verstaan hoe God na kerk kyk, hoe ons kyk en die skrif verstaan as ons sê droom groot, begin klein. Paulus praat van 'n liggaam, die beeld van 'n liggaam. Hoor gou mooi skryf hy daaroor 1 Korintiërs 12. Hy sê want soos die liggaam 'n eenheid is. My liggaam vanoggend is 'n eenheid. Daar's nie dele wat hier rond lê nie. Dis 'n eenheid, maar uit baie ledemate bestaan. En al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle baie is, een liggaam vorm. Hoor gou hierdie sinnetjie. So is dit ook met Christus. Ons gaan nou terugkom na dit toe. So hy verduidelik hoe die liggaam werk, al die ledemate, hulle vorm 'n eenheid. Dan is asof Paulus hier die lig uitval. So is dit ook met Christus. Wat bedoel hy? Ons is tog almal deur die een gees in een liggaam ingedoop. Jode of Grieke, slawe of vrymense en ons is almal met een gees deurdrenk. Wat sê Paulus as hy sê hier's 'n liggaam, verskillende ledemate, so is dit ook met Christus. Paulus sê eintlik vir ons, so is dit met Christus, die gesalfde koning. Hierdie gesalfde koning se koninkryk, sy heerskappy werk met 'n liggaam. God het 'n liggaam gekies om sy heerlikheid, om sy werk, sy teenwoordigheid in hierdie wêreld sigbaar te word. So met ander woorde wat Paulus hier sê, wanneer jy dink aan Christus, so is dit ook met Christus. Wanneer jy dink aan Christus, die gesalfde aan die koning, moet jy dadelik dink aan 'n liggaam. 'n Liggaam bestaan uit verskillende dele, maar is saamgevoeg tot 'n eenheid. En hy sê, dit is hoe God se koningskap en heerskappy werk. God het vir hom 'n liggaam gekies. En hierdie liggaam, die beeld van Christus, word 'n beeld
vir die wêreld. Onthou julle ons jaartema van laas jaar? His glory, our story. His glory, our story. Ons het al so honderde kere oor dit gepraat. Ons gaan dit gou weer sê. In die Romeinse tyd, dis die taal wat Paulus praat, was daar beelde gewees van die keiser, Caesar is Lord, daar was tempels gewees. Dit het alles verteenwoordig dat die Romeinse ryk vestig in verskillende omgewing. En dis wat Paulus hier vir ons probeer sê. God het nou 'n liggaam gekies wat 'n beeld is van hom. Hoor jy hoe gaan dit terug? Hoor jy hoe gaan dit terug na Genesis 1 en 2 toe? God het die mens gemaak in sy beeld. En hierdie beeld verteenwoordig hom, deur hierdie beeld word sy koninkryk verteenwoordig en vul hy die aarde met sy heerlikheid. En nou hier in die Nuwe Testament, nou sê Paulus dit weer. Hy sê, so is dit met Christus. God het 'n beeld, dis die liggaam van Christus. En deur hierdie liggaam word die koninkryk van God op aarde geopenbaar. Net die feit dat ons kerk is. Net die feit dat ons al sê, ons praat toch eers van ander wonderlike gemeentes nie, ons praat toch net van Doxadeyo. Net die feit dat ons hier Doxadeyo Mosselbaai, Doxadeyo George, Doxadeyo Hartland, Doxadeyo Hartenbos, Hartland, ek weet nie meer hoe om nie, een van die dae. Net die feit dat ons kerk is, net die feit dat ons 'n liggaam is, verklaar ons en maak ons klaar God se heerlikheid en sy teenwoordigheid en sy koninkryk in ons omgewing bekend. As ons nie daar was saam met ander gemeentes nie en ons was stil, was God se koninkryk nie bekend gemaak nie. Hoor jy hom vanoggend? Hoor jy hoe belangrik is die roeping waarmee God ons geroep het? En dan kom God, en Paulus sê dit dan ook op 'n ander plek, dan kom God en hy gee vir ons sy gees, wat ons in staat stel om dit te doen. Dis hoekom hy in Efesiërs so mooi sê, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus deur alle geslagte heen vir ewig en vir ewig. God doen ver, een van die vertalings sê, God doen ver meer as wat ons bid of dink, volgens sy krag wat in ons werk. Volgens sy krag wat in ons werk. 'n laaste gedagte of twee vanoggend. So Paulus sê eers vir ons, dat roeping en redding kan nie van mekaar geskei word nie. Dan hoor ons hierdie beeld, God kies 'n liggaam om 'n beeld te word in ons omgewing. Hier is die belangrike ding, vir die liggaam van Christus, om hierdie roeping uit te leef, moet daar iets gebeur in die liggaam. Daar moet iets gebeur, vir hierdie groot, klein, na groot, vir dit om te gebeur, moet daar iets gebeur in die liggaam. Hoor hoe skryf Paulus daaroor in Efesiërs 4, hy sê, hy, Christus, die gesalfde, is die hoof. Nee, so is dit ook met Christus. Hy is die hoof, uit wie die liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind, deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Hierdie voel vir my is een van die skrifte, en ek het hom ook so gedoen hierdie week. My gevoel jy moet hom oor en oor en oor lees, dat jy hom kan verstaan. So wat sê die skrif hier vir ons? Hierdie liggaam, die beeld van Christus, is eerstens uit die aard van die saak aan Christus, die koning, verbind. Ons is verbind aan hom, ons behoort aan hom. Dink gou aan jou fisiese liggaam. Hierso, die brein, hierdie deel, die hoof, is eintlik mos nou jou sentrale senuweestelsel. Nee, ek weet nie, die dokters gaan nou mooier dit kan verduidelik. Dis soos jou sentrale senuweestelsel. Dis hoekom dit die hoof is van jou liggaam. Die hele liggaam is verbind aan die funksies wat van hier af gestuur en beheer word. Dis wat Paulus hier skryf. Hy sê die hele liggaam is aan Christus verbind. Maar dan sê hy nog iets belangrik. Hy sê elke gewrig, ons warm bietjie op. Elke gewrig, klomp gewrigte in jou liggaam, elke gewrig moet sy deel doen. Hy sê elke liggaamsdeel moet sy deel doen, want wanneer elke liggaam dit doen, elke gewrig, kan die liggaam beweeg. Kan die liggaam opgebou word, kan die liggaam gesond wees, kan die liggaam groei. Nou ons kan volgende net daar stop
en sê, as ons praat oor God se roeping, hierdie groot droom om die aarde te vul met sy heerlikheid, het hy 'n familie gekies. Kan jy vanoggend hoor hoe belangrik die liggaam van Christus is? Die skrif praat vir homself. Kan jy vanoggend hoor hoe belangrik die liggaam van Christus is? Saam met dit, kan jy hoor hoe belangrik dit is dat jy jouself sien as ingesluit? Ek is ingesluit. Kan jy jouself sien as ek 'n gewrig is of 'n liggaamsdeel, dat ek saamwerk sodat die liggaam opgebou kan word om hierdie roeping te kan uitleef? As jy hierdie woord hoor jy 'n verantwoordelikheid. Nou kom ek wil gou vanoggend dit sê, ek dink ek het nou hierdie laaste week of 2 het ek nou hierdie preek baie vir my kinders gepreek. Dat hulle iets van dit kan verstaan. Die wêreld daar buite is so vol verantwoordelikhede. Dit voel vir my as mense voel, hulle gaan nou nog 'n verantwoordelikheid bykry, dan wil hulle weghol. Maar hier's die geheim. Alles van God is lewe. En terwyl God jou roep tot deel wees van die liggaam, tot verantwoordelikheid, sal daar 'n vyand wees wat vir jou sê, nie nog 'n ding nie. Nie nog 'n ding nie. Nie nog 'n ding nie. En toe my dogter gister vir my sê, "Dada, ja, jy hoef nie te weet te sê nie, ek het dit nou." Toe sê ek soos, "Yes." Wat doen hierdie woord vanoggend? Ons sê altyd, grace is not opposed to effort, it's opposed to earning. Daar's iets van wanneer God ons roep, waar ons moet klein begin. Daar's iets van ek moet daai tree gee, want God gaan my nie forceer nie. Hy nooi my net. Ek moet die tree in dit ingee, en dit mag dalk effort vra, of nee, nie mag dalk, dit gaan effort vra. Dit gaan, maar aan die ander kant van die lyn, as ek deel is van Ecclesia, it's going to take effort to be part of Ecclesia. It's going to take effort to be part of a family. It's going to take effort to be part of the temple. It's going to take effort to be part of the body of Christ. Maar wanneer ek oor daai lyn is dit asof ek in 'n nuwe plek instap en dan die lewe kan beleef wat daarin is. Ek kan nie die lewe van familie beleef, die mooi, die beauty, die krag, die alles, as ek nie in die familie is nie. Ek kan nie die krag van hierdie beweging leef as ek nie in die beweging is nie. Ek kan nie die heerlikheid van die tempel beleef as dit in is nie. Ek kan nie die momentum beleef van die liggaam as ek daar een kant los lê nie. En hier's wat Paulus ook doen. Ek wil afsluit met dit. Ons gaan nou in die weke wat kom, gaan ons oor dit praat. Paulus praat dan met ons prakties. Hoe's ek prakties 'n ledemaat? Hoe's ek prakties 'n gewrig? Hoe's ek prakties deel van al hierdie goed? Dan praat Paulus op verskillende plekke daaroor. Die bekende plekke is Romeine 12, 1 Korintiërs 12, Efesiërs 4. En in elkeen van daai plekke noem hy verskillende maniere hoe ons deel kan wees van dit. Maar daar's iets wat Paulus elke keer sê. Hy praat elke keer van genadegawes, en hy sê elke keer, elkeen van ons het 'n gawe ontvang. God red ons en hy roep ons en deel, kom ek sê hom weer. God roep ons en deel van roeping is redding. En God gee vir ons sy gees om ons bekwaam te maak. En dis hoekom ons selfs baie keer as deel van die kerk na dit kan kyk en sê, Here, hoe op dese aarde gaan dit gebeur? Maar hier's wat Paulus sê, hy gebruik dit wat swak lyk. Hy gebruik dit wat nie noemenswaardig lyk nie. Hy gebruik dit wat dwaas lyk. Maar dan moet ek nou regtig vir daai ou gaan bid. Dit voel so stupid. Moet ek regtig hierdie ding om die tafel sê? Dit is so simpel. Ek het nog eers woorde vir dit nie. Moet ek regtig daai ou bel? Moet ek regtig nou bid vir die ou wat siek is? En so kan ons noem en noem en noem en noem. Moet ek regtig? En dis God wat dan kom, daar's 'n misterie daarin, en hy kom in sy heerlikheid, en saam met hom en deur hom is hierdie liggaam saamgevoeg, en doen hy iets groots. Dink gou aan jou fisiese liggaam. Hoe noukeurig het God elke deeltjie bymekaar gesit, vir die liggaam om te kan werk. Hoeveel te meer sit God en wil God nie sy geestelike liggaam aan mekaar sit nie.
Ek sê altyd vir mense, as hulle na ons Connect geleenthede kom, na ons nuwe vennote geleenthede toe, dan sê ek vir hulle, as jy seker is dat die Here vir jou sê, wees deel van hierdie gemeente, dan moet jy weet, dit is 'n groot ding. Want God voeg by, hy voeg noukeurig by. Hy bring jou persoonlikheid, hy bring jou ervaring, hy bring jou vermoëns, hy bring jou passie, hy bring selfs die pad wat jy gestap het. Hy bring al die goed, ek weet nie hoe hy dit doen nie, maar die hoof doen dit. Hy doen dit, hy bring dit op die regte tyd by mekaar vir die opbou van die liggaam. Ek wil jou vanoggend gou vra om jou oë te sluit. Ek spot altyd en dan sê ek sekere preke is hoendervleispreke en ander is nie hoendervleispreke nie. Nou hierdie is miskien vanoggend nie 'n hoendervleispreek nie. Dis 'n gehoorsaamheidspreek, dis 'n roepingpreek, dis 'n verligte oë van verstand preek. En ek wil jou vanoggend nooi om net vanoggend te kan sê, Here, hier's ek hoor u woord. Ek hoor hoe u my roep, hier's ek is hier, Here, hier is ek, om my plek in te neem. Om my deelname in te neem aan die opbou van die liggaam. Gee ag, slaan ag op julle roeping, onderskei julle roeping, verstaan, kry begrip, terwyl God met ons praat deur sy woord, van wat God sê. En Here, vanoggend wil ons ja sê vir dit waarvoor U ons roep. Ons het vanoggend gesê, ons sien uit na die volgende 5 jaar. Dis net die begin. God wil soveel doen deur hierdie liggaam, deur hierdie familie op 'n missie. Hierdie tema is sentraal in die middel, Here, van U woord en van U evangelie. Dankie dat U ons help om dit te verstaan. Ons help om ja te sê, miskien nee te sê vir ander goed. Ook ja te sê wanneer ons voel it's gonna take effort. Ook ja te sê wanneer ons voel nee, hierdie ding is swak of ek is swak. Ook ja te sê wanneer daar stemme is wat vir my sê you're not good enough. Ook ja te sê wanneer daar stemme vir my sê jy het nie tyd nie. Ook ja te sê wanneer daar stemme vir my sê jy het dit geprobeer in die verlede. Ja te sê, Here, net op grond van U woord. Ek wil jou vanoggend nooi om net so te sit. As die Here vanoggend met jou praat, net om te sit. Miskien wil jy net jou hande so voor jou uitsit op jou skoot en net sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Wat sê U vir my?